'n valse profeet en dwaalleraar het in ons midde en onder ons eie opgestaan. Van hom sê Jeremia 14 vers 14: En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leengesig en nietige waarsêry en die bedriegery van hulle hart. Geliefdes en liewe vriende, ek groet u in die baie kosbare naam van ons Here Jesus Christus, die enigste naam waardeur die mense gered sal word. Die groot en heilige naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil met u kom praat oor die kontroversiële uitsprake en profesieë van Dani Botha rakende die wegraping wat die 23ste tot die 25ste September 2025 sou gebeur het. En ek wil veral ook met u kom praat oor die opvolgvideo wat hy gemaak het met Isak Du Plessis. Dit is die video waarin hy ontkennend persoonlike aanspreeklikheid aanvaar het vir sy misdastings. Dit het my baie ontstel toe ek sien op watter glibberige wyse Dani Botha homself eintlik verontskuldig, hoewel hy eintlik om verskoning gevra het en ook gesê het hy het misgevat en dit was 'n fout. Wil ek vir u sê, is dit kommerwekkend oor die manier wat hy op 'n glibberige wyse, soos ek sê, te werk gegaan het om homself te verontskuldig. Nou ek wil soos die Engelsman sê, 'n disclaimer maak. Ek het geen persoonlike vendetta teen Dani nie. Ek is lief vir hom, dis my broer in Christus. Hy's 'n kosbare kind van die Here wat 'n ywer en 'n passie het vir die uitbreiding van die koninkryk. Hy het 'n sielelas. Dit kan ek regtig sê. Ek het geen persoonlike vendetta teen hom en ek wil ook nie sy saligheid bevraagteken nie. Wat ek wel wil bevraagteken is die wyse waarop hy homself gehandhaaf het in hierdie afgelope tyd met betrekking tot sy profesie. Nou, ons moet vir onsself nou die vraag afvra, is Dani Botha dan nou 'n dwaalleraar? Is hy 'n valse profeet? Wel, ons gaan die antwoorde kry in hierdie video soos wat ons aangaan. Maar voordat ek daarby kom, wil ek net gou vir u so 'n paar tekste lees in die woord van die Here rondom valse profete. Matteus 24 vers 3 en 4 sê vir ons, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En kyk, wat is die teken wat die Here vir sy disippels gee? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op dat niemand julle mislei nie. As ons afgaan na vers 11 toe, dan sien ons wie is dit wat mense mislei. Hy sê, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Kom ons gaan kyk bietjie wat sê 1 Johannes 4 vers 1. Hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En wat doen 'n valse profeet? Hy mislei mense. En daarom kom Johannes om vir ons te sê dat ons nie alle geeste moet glo, soos wat baie mense in Dani se profesie geglo het, omdat hulle die geeste nie getoets het. Hulle die geeste geglo weens 'n gebrek aan kennis. Maar kom ons gaan verder. Ons kyk gou wat sê Deuteronomium 18 vers 21. Hy sê, en as jy in jou hart sê, hoe sal ons die woord weet wat die Here nie gespreek het nie? As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie, en kom nie uit nie,
dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Deuteronomium 18. Kom ons gaan kyk wat sê Jeremia 14 vers 14. Geliefdes, luister. En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leungesig en nietige waarsêry en bedriegery van hulle hart. So geliefdes, in hierdie gedeelte sien ons dat daar is net bronne waarvanaf 'n profesie kan kom. Dit is of van die Here, of vanuit die profeet self, of van verleidende geeste. Dit is natuurlik 3. 3 bronne waaruit profesie kan kom. 2 van hulle is vals en die ander een is reg en eg. Nou het ons ook gesien dat dit wat Dani geprofeteer het nie uitgekom nie. Dit het nie gebeur nie. Met ander woorde, die Here het nie met Dani gepraat nie. So, wat was dit? Was dit waarsêry of was dit bedriegery van Dani Botha se eie hart? Wel, ons gaan in hierdie 2 video's gaan ons nou kyk. Ons gaan hierdie video's analiseer en dan gaan ons kyk wat het regtig hier gebeur. Wat ons gaan doen is ons gaan na die tweede video wat gemaak is, na die vervaldatum as ek kan sê, of die verstrykdatum van die wegraping. Ons gaan na daardie video kyk oor Dani se verweer en hoe hy homself op 'n baie slinkse wyse verontskuldig en so aan 'n persoonlike aanspreeklikheid probeer ontglip. En dan gaan ons dit wat hy in die tweede video sê, gaan ons vergelyk met sy onderhoud wat hy met Isak Du Plessis gehad het in aankondiging van die wegraping. So ek nooi vir u nou uit om saam met my te kom luister. Nou goed, die eerste snit waarna ons gaan kyk is die tweede video. Dit is nou die video wat gemaak is na die 25ste September, waarin Isak vir hom vra, hoe voel jy nou? Hier sien ons 'n Dani Botha wat baie verleë is. Maar heeltemal reg so, mens kan dit verstaan. Kom ons kyk. Dani, hoe voel jy vanoggend? Man, ek voel nie baie goed in my gees en in my hart nie. Ek is hartseer. Ek is hartseer dat ek nog hier is, oor ons nog hier moet aangaan, maar nou ja, my vertroue in die Here is sterker as bly en dat dit obviously nog nie die tyd is dat ons moet gaan nie. Nou, geliefdes, hy het baie meer gesê as wat hy net hier gesê het. Ek het die snit so bietjie korter gemaak. Hy het verder eintlik het hy vir mense om verskoning gevra en gesê dat hy misgevat het en dat dit 'n fout was. Maar daardie gedeelte het ek gelos en ek wil hê ons moet dit hanteer heeltemal aan die einde van hierdie produksie. So kom ons luister nou na Isak wat vir hom vra wat het gebeur dat hy dan nou hierdie fout gemaak het, want hy het erken, hy het 'n fout gemaak. Maar kom ons luister, wat is sy verklaring oor hoe dit gebeur het, dat hy hierdie fout begaan het. Ek dink ek moet net gou vir 'n bietjie agtergrond gee, anders gaan u nou nie hierdie volgende snit nie verstaan nie. Dani het die oggend, toe hy in Brits by die NG gemeente bedien het hy terwyl hy die Bybel gelees het, het hy gehoor hoe God vir hom die trompette blaas en toe sê God vir hom die verdrukking gaan begin. En so is hy later die dag nou huis toe. By die huis aangekom het hy weer die trompette gehoor blaas. En hy vertel nou hoe hy op die bed gaan lê het en toe het hy die TV aangesit en toe hy die TV aansit, toe verskyn daar 'n pastoor hier in Afrika ergens, pastoor Joshua, maar in elk geval toe verskyn die ou op die TV en die ou vertel toe dat die Here vir hom 'n duidelike boodskap gegee het, 'n visioen, dat hy die 23ste en die 24ste gaan kom.
die wegraping gaan plaasvind, die 23ste en die 24ste. En toe Dani sê het hy die twee goed bymekaar gesit. Dit wat die Here vir hom vroeër die dag gesê het, dat die verdrukking gaan gebeur, en nou sê hierdie pastoor die 23ste, die 24ste, gaan die Here kom. En omdat Dani glo, hy is wat hulle noem 'n pre-trib rapture, glo hy in. Dit beteken, voor die verdrukking kan begin, moet die wegraping eers plaasvind. En daarom het hy nou op grond van, soos wat hy nou sê, op grond van dit wat Joshua gesê het, die openbaring wat Joshua van die Here gekry het hy toe aangeneem dat die wegraping dan nou juis daardie 2 dae gaan gebeur. Maar kom ons luister nou, soos wat Dani dit nou self verduidelik. Het jy al ergens probeer vasstel wat dit is wat maak dat jy 'n fout gemaak het? Ja, die ding wat ek 'n fout gemaak het is, ek het geglo wat Joshua Makaela sê, ek het dit regtig geglo, omdat ek daai dag gehoor het, die Here sê die verdrukking begin, en ek het die twee aan mekaar gekoppel. So die Here het nie vir my gesê, die 23 en die 24 gaan mekaar gesit het, die datum, en dat die Here vir my gesê, die verdrukking begin, daar was my fout gewees. Ek het nooit vir die Here gaan vra, het hy regtig gesê die 23ste nie. Ek het dit aangeneem, omdat ek oortuig was, dat dit wat Joshua gesê het, die waarheid is. So kom ons kyk gou-gou, wat het Dani nou gesê? Sy verweer is, dat die Here nie persoonlik vir hom die datum van die 23ste en die 24ste gegee het nie, maar wel vir Joshua. En hy het maar aangeneem dat die datum wat die Here dan nou vir Joshua gegee het, pas nou by die openbaring wat die Here vir hom gegee het oor die verdrukking. Maar is dit waar? Kom ons gaan nou na die eerste onderhoud wat Isak Du Plessis met hom gehad het. Toe hy die eerste keer hierdie narratief of hierdie gebeurtenis vir Isak verduidelik het. So nou moet jy onthou, ek lê daar op my bed en ek het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe ek so opkyk, toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Ek het so groot geskrik. En toe weet ek. Ek verduidelik vir u. Hy sê, terwyl hy daar op die bed gelê het, hy het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe hy so opkyk na die TV, toe Joshua die datum gee, toe sê God vir hom, dit is wanneer die verdrukking begin. Met ander woorde, God het die datum vir Dani Botha bevestig, wat hy vir Joshua gegee het. So Dani se verweer dat hy maar aangeneem het dat Joshua reg gehoor het, is nie waar nie. Want Dani het nou net gesê, hy het self by God gehoor, want God het vir hom gesê, toe hy opgekyk het, dit is wanneer dit begin. En waarna het hy dit verwys? Na die datum van die 23ste en die 24ste. So Dani het, soos wat hy hier sê, luister weer hierna, van God gehoor. God het die datum vir Dani bevestig. So nou moet jy onthou, ek lê daar op my bed en ek het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe ek so opkyk, toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Nou goed, my vriende, liewe broeder en suster, nou moet jy mooi hoor wat sê Dani Botha, dat die bevestiging van hierdie datum, van die 23ste en die 24ste, dat die verdrukking nou gaan begin, was vir hom so oorweldigend, dat hy toe besef het, dat hy nou hierdie boodskap moet gaan uitdra aan Suid-Afrika. Maar hy het nie net gevoel hy moet dit doen nie, God het vir hom gesê hy moet dit doen. Kom ons luister. Toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Ek het so groot geskrik, en toe weet ek, nou het ek die verantwoordelikheid, en toe sê die Here vir my, gaan, en gaan sê dit vir die mense, en gaan sê dit vir jou volk, gaan sê dit vir Suid-Afrika. En van daai dag, Isak, ek het nog nie 1%, nie eers 0.25% twyfel nie. Ek sê vir julle almal, ek sê vir julle dit weer in die naam van die Here Jesus. Ons gaan Jesus sien, 23-24 gaan julle die basyne oorblaas. Ek sê vir julle dit weer in die naam van die Here Jesus. As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het, gebeur nie, en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie.
Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Geliefdes, luister. En die Here het vir my gesê, die profete profeteer vals in my naam. Ek het hulle nie gestuur en hulle geen bevel gegee en met hulle nie gespreek nie. Hulle profeteer vir julle 'n leungesig en nietige waarsêry en bedriegery van hulle hart. Nou goed, liewe vriende, broeders en susters, Isak konfronteer nou vir Dani, omdat hy sopas vir Isak gesê het dat die Here met hom in sy hart gepraat het, met ander woorde by wyse van 'n ingewing. En nou vra Isak vir hom, maar jy het nou die dag dit laat blyk dat jy die Here se stem gehoor het, dat die Here direk met jou gepraat het. En nou ontken Dani dit. En hy sê nee, die Here het in my hart gepraat. Kom ons luister 'n bietjie daarna. Vraag want toe in ons ander onderhoud van ander dag het jy dit laat klink asof jy dit self gehoor. Ja nee, ek het nie sy stem gehoor, hy het nie audible met my gepraat nie. Dit het ek ook nie gesê nie. Ek het nie gesê hy het met 'n stem met my gepraat nie. Ek het gesê hy het in my hart met my gepraat. Ek het so in die kar vooroor gesit en ek het hom gevra, Here, hoekom het U die trompette vir my geblaas? Ek wil dit graag weet. En in my hart het hy vir my gesê, Dani, die verdrukking gaan begin. Dis duidelik. Dani ontken dat die Here duidelik met hom gepraat het. Nou kom ons gaan na die vorige onderhoud waar Dani wel vir Isak gesê het dat die Here duidelik met hom gepraat het. Kom ons luister daarna. Omtrent 30 dae, 40 dae terug, toe ry ek in die kar hier en ek vra vir God, ek sê, Here, hoekom het U dit geblaas? Ek weet U doen niks minuut nie. En Isak, soos jy met my praat, sê hy vir my, Dani, die verdrukking gaan begin. Ja nee, ek het nie sy stem gehoor, hy het nie audible met my gepraat nie. Dit het ek ook nie gesê nie. En Isak, soos jy met my praat, sê hy vir my, Dani, die verdrukking gaan begin. Nou goed, liewe vriende, ek het seker nie nodig om nou enige kommentaar te lewer op die voor die hand liggende, glibberige leuns wat Dani Botha vertel het, om homself te verontskuldig nie. Maar kom ons gaan verder. Goed, hier na die einde van die onderhoud wat Isak toe nou met Dani gehad het, toe vra hy vir Dani, as jy dan nou erken jy het 'n fout gemaak, beteken dit dan nou nie ook dat jy moet erken dat jy eintlik nie God se stem gehoor het nie? En toe kom Dani weer met sy glibberige antwoord, waarin hy sê, nee, ek het God se stem gehoor dat die verdrukking gaan begin, maar ek het nie sy stem gehoor van die tyd nie. Met ander woorde, hy plaas die blaam van die tydfaktor, waarin dit sou begin, plaas hy op Joshua, die pastoor. En dit is 'n bietjie van 'n harde vraag, met 'n sagte gesindheid. Maar ek moet dit vir jou vra, voordat ons Kobaai sien. As jy erken dat jy 'n fout gemaak het, gaan jy dalk ook moet erken dat dit nie God se stem is wat jy gehoor het nie? Ek het God se stem gehoor wat geslik sê, hy het my gesê, die verdrukking gaan begin, hy het in my hart vir my gesê, nie met 'n audible voice nie, hy het in my hart ingespreek, in die kar, dit het ek vir mense gesê. Die fout wat ek gemaak is, ek het die datum van Joshua aan dit gekoppel, daar het ek die fout gemaak. Maar onthou hoe Dani gesê het, toe hy opgekyk het na die TV, terwyl pastoor Joshua dan nou die datums gegee het, en Dani vra, maar Here, wanneer gaan dit begin? Toe sê die Here vir hom, dis wanneer dit gaan begin. Hy het 'n bietjie daarvan vergeet. Kom ons kyk sommer net weer na daardie snit. Nou moet jy onthou, ek lê daar op my bed, en ek het nou net vir God gevra, wanneer begin die verdrukking? En toe ek so opkyk, toe sê hy my, Dani, dis wanneer dit begin. Ek het so groot geskrik, en toe weet ek. Nou ja, Isak vra toe nou vir Dani, en hy sê vir hom, daar is baie mense wat al soveel datums gegee het. En wat maak nou jou voorspelling en jou datum nou so besonder en so anders as al die ander voorspellings? En Dani antwoord toe,
En hy gee so 'n bietjie van 'n vreemde antwoord en hy sê hierdie goed het met wiskunde te doen. Luister net gou hierna. Ja, in die verlede al datums gegee vir eindtyd van die wêreld en wegraping en. Wat maak hierdie vir jou anders? Right, wat dit vir my anders maak, en dis nie net vir my nie, dis wiskundig. En nou gaan Dani vir Isak mooi verduidelik hoe hierdie wiskunde storie werk. Waar die Here nou vir Dani vanuit Levitikus 'n wiskundige som gee. Mag ek 'n bietjie stout wees en vir u sê, vir my klink dit soos wiskundige twak. Maar kom ons luister wat sê Dani. As vir ons nie. Toe ek in die kamer lê, eendag uit voor die Here en ek vra vir God, Here, praat net met my, gee net vir my weer iets. Toe sê die Here vir my, Dani, waar staan die fees van trompette die eerste keer? En ek weet dit staan in Levitikus. En ek sê, Here, dit staan in Levitikus, en hy sê vir my, in watter hoofstuk? Ek sê, Here, dit staan in Levitikus 23. Hy sê vir my, vers hoeveel? Ek sê, Here, ek maak toe die Bybel oop en ek gaan na 23 toe, jy kan kyk in my Bybel, kyk daar wat het ek geskryf. Sien jy? Want dit staan in vers, daar staan rapture, be ready. En sien jy daai skrif, is vers 24. Dis waar dit die eerste keer staan. Nou luister hierop. Hoeveel lettertjies het Levitikus? Nee, ja, Dani. Kom ek help jou. Levitikus het 9 letters. En waar staan dit geskryf? Hoofstuk 23, vers hoeveel? 24. Wanneer kom die Here ons haal? 9, 23, 24. Sien jy, waar staan dit in die Bybel? Duisende jare terug geskryf. Levitikus 23, dis 9 lettertjies Levitikus, 9, 23, 24. 'n Tweegesprek met God. Die Here sê vir my en ek sê vir die Here. Die Here antwoord vir my en ek antwoord die Here. En dan het ons mos net nou gesê, ek het nie die Here se stem gehoor, hy het nie duidelik met my gepraat nie. Hoe anders het 'n mens dan 'n tweegesprek met God as hy nie duidelik met jou praat nie? Dit is maar net 'n vraag wat ek het. Maar nietemin, dis nie die laaste nie. Ek wil hê jy moet luister na die volgende wiskunde klas wat die Here vir Dani gegee het by die rugbyveld. Ek het by die rugby gesit, my seentjie het rugby gespeel. En terwyl ek sit na die tellbord en kyk, hy het verloor toe 22-33, hulle teen die IPT Bulls gespeel. Hy speel vir die Knights. En ek kyk na die scorebord, die telling, en die telling is my in die eerste plek snaaks, want is rooi en wit. Waar het jy nou 'n digitale bord gesien wat 2 kleure het? Jy verstaan. En Isak, terwyl ek so sit en kyk, sê God vir my, Dani, ek praat met jou. Ek sê, Here, ek weet, want ek staar na hierdie bord, hulle het nou klaar af, hulle gaan nou hulle kleertjies aantrek, dan kom hy weer terug. En ek sien, die telling is 22-33. Dis waarmee hulle verloor het. En ek kyk so en die Here sê vir my, Dani, na aanleiding van jou vraag, hy sê, ek wys vir jou 'n Afrikaanse idioom, soos wat ek vir julle die Joodse idioom gewys het, oor the day and the hour, nobody knows. So praat hy met my. En ek kyk daar, hy sê vir my, julle sê mos, 2 en 2 is, ek sê, Here, 4. Hy sê, presies. Hy sê, en hoeveel is 3 plus 3? Nou kyk ek vir die bord, en ek is nie baie skerp wiskundig nie. Nou kyk ek vir die bord, ek sê, Here, dis 3 plus 3. Hy sê, hoeveel is dit? Ek sê, 6. Hy sê, Dani, hoeveel is 4 plus 6? Ek sê, Here, dis 10. God sê vir my, Isak, hy sê, wat is die datum vandag? Ek moes my foon aansit en afsit, om op die foon te kyk, wat is die datum? En ek kyk af, ek sê, Here, dis die 13de. God sê, presies, hoeveel dae het julle oor, voordat julle my sien? Ek sê, Here, 10. Hy sê, 6 en 4 is 10. Mense verskoon my ietwat ligsinnigheid en sarkasme. Maar weet jy, aan die een kant is dit lagwekkend. Aan die ander kant is dit hartverskeurend. Want hierdie man
bedien eers, bedien hy mense. Om nou die cherry op die koek te sit, wil ek nou hê jy moet na die volgende wiskundige twak luister. Ek het geen ander woord daarvoor nie. Luister net hierna. Ek wil gou vir jou laaste ding vra, of net vir jou vra. Weet Charlie Kirk, nee, jy weet mos nou wat met hom gebeur het. Hoe laat het hy in Amerika geskiet? Ek dink dis omtrent 12:11 die oggend, as ek nou reg onthou, dit is nou nie van relevant nie. Hoe laat is Charlie Kirk in Israel geskiet? Kom ek sê vir jou, 9:23. Dit word te veel, dit is te overwhelming. Jy kan nie meer teen dit stry nie. Dit word te veel en ek sê vir jou Isak, ons gaan Jesus, so waar as wat God lewe, julle gaan hom sien, maak jou lewe net reg. Nou goed, kom ons som net gou so 'n paar dinge op. Onthou in die begin het Dani gesê dat die Here met hom gepraat het oor die verdrukking en nie eintlik oor die wegraping en die datum nie. Dit het hy nou by Joshua gehoor. Maar u kan onthou hoe die Here vir Dani dan nou gesê het. Dani, dit is wanneer dit begin. Met ander woorde, dit het verwys na die datum wat Joshua gegee het. Daar het God persoonlik duidelik vir Dani die datum gegee. As nou mee onthou, ek lê daar op my bed en ek het nou net vir God gevra wanneer begin die verdrukking. En toe ek so opkyk, toe sê hy my Dani, dis wanneer dit begin. Maar kom ons gaan verder. Onthou die wiskundige berekening wat God vir Dani gegee het vanuit Levitikus? Daarin het God vir hom duidelik in 'n tweegesprek gesê, Dani, ek kom die 23ste en 24ste van die 9de maand. Sê die Here vir my, Dani, waar staan die fees van trompette die eerste keer? En ek weet dit staan in Levitikus. En ek sê, Here, dit staan in Levitikus. En hy sê vir my, in watter hoofstuk? Ek sê, Here, dit staan in Levitikus 23. Hy sê vir my, vers hoeveel? Dan het die Here in 'n tweegesprek baie duidelik met Dani gepraat en vir hom langs die rugbyveld gesê, volgens daardie wiskundige berekening van wat op die telbord verskyn, dat hy oor 10 dae gaan kom. Hy sê, Dani, hoeveel is 4 plus 6? Ek sê, Here, dis 10. God sê vir my, Isak, hy sê, wat is die datum vandag? Ek moes my foon aansit en afsit om op die foon te kyk, wat is die datum? En ek kyk af, ek sê, Here, dis die 13de. God sê, presies, hoeveel dae het julle oor, voordat julle my sien? Ek sê, Here, 10. Hy sê, 6 en 4 is 10. So hoe is dit dat Dani dan nou beweer dat hy God nie duidelik en met 'n hoorbare stem met hom gepraat het? Hoe is dit dat Dani nou wil sê dat hy die datums nie van God gekry het nie? Dit klink maar vir my asof Dani nie verantwoordelikheid wil aanvaar vir sy mistasting. En hoe hy homself op 'n glibberige wyse wil navigeer deur hierdie belydenis wat hy gemaak het in die eerste video. En hy doen dit deur leuns, blaatante leuns. Nou my liewe vriende en geliefdes, hierdie twee gesprekke en duidelike boodskappe wat Dani, wat hy beweer het, hy van God ontvang het dan gemaak dat Dani hierdie pertinente, duidelike, onbetwisbare stelling maak. Luister nou hierna. Ek sê vir jou, Isak, ons gaan Jesus, so waar as wat God lewe, julle gaan hom sien, maak jou lewe net reg. Ek sê vir jou, Isak, ons gaan Jesus, so waar as wat God lewe, julle gaan hom sien, maak jou lewe net reg. Isak vra nou vir hom of hy 'n valse profeet is. Luister na sy antwoord. Hulle sê, hulle sê jy's 'n valse profeet, is jy? Nee, ek is verseker nie 'n valse profeet nie. Ek is baie, baie lief vir die Here.
O so, Dani is nie 'n valse profeet nie, want hy's lief vir die Here. Maar kom ons luister, wat het hy vir Isak Du Plessis gesê in sy onderhoud net voor die sogenaamde wegraping sou plaasvind oor 'n valse profeet. Kom ons luister. 'n profeet se woord word geken of dit uitkom of nie. Weet jy, dis 5 dae, 5 dae is waar. En dat hulle gaan sien wat gebeur. En daarna, Isak, sal ek sal voor die hele wêreld, ek sal kom lê dat hulle op my spring. Maar Nou goed, Dani, jou profesie het toe nou in die hek vasgeduik en dit het nie waar geword nie, wat dan nou beteken dat jy 'n valse profeet en 'n dwaalleraar is, wat uit verwaandheid geprofeteer het, met leungesigte en bedriegery van jou eie hart, soos wat die woord dan nou sê. Nou wil ek net gou-gou na 'n snit toe vat wat Dani vir Isak gesê het oor die mense wat hom so teëgegaan het in aanloop na hierdie datum wat die Here dan nou sou gekom het. Luister mooi, wat is sy aantuiging teenoor ons wat hom teëgegaan het. Vanoggend in 2 Korintiërs 2:14 skryf hy hierdie woord: God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons is 'n aangename geur vir Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste is ons 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste is ons 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? So, daar's baie ouens wat van ons hou, daar's baie mense wat gaan hou van dit wat ek sê, want hulle lewens is reg, maar vir die ouens wat se lewens nie reg is nie, stink ek. Ek besef dit, ek kan dit voel, ek is al 'n eetbyt daar buite. Ek weet nie eers of ek hieroor wil kommentaar lewer nie. Maar wat ek tog wel wil sê is dat 2 Korintiërs 2 vers 14 gaan oor mense wat die reuk van sy kennis orals versprei. En dit is mos nie wat Dani gedoen het nie. Hy het leuns versprei, valse profesie versprei. Hy was met misleiding besig. Hy was besig om die bedrieglikheid van sy eie hart uit te stort voor mense. Hy was nie besig om die reuk van Jesus Christus se kennis te versprei nie. En weet jy, miskien is hy heeltemal reg, as ek dit dan so kan sê, soos wat hy gesê het. Vir ons wat nie saam met hom stem nie, stink hy. En weet jy, miskien is hy reg, want ek dink ons het alreeds 'n valse profeet geruik. Ekskuus dat ek dit so sê, dit is nou nie minagtend of veragtend wat ek dit sê nie. Ek gebruik maar net sy voorbeeld wat hy gebruik het. Maar mag die Here vir Dani Botha genade gee dat hy hom sal bekeer. Nou vriende, van alles wat jy nou al gehoor het, wil ek nou net vir jou 'n kort snit speel van seker een van die mees bespotlikste dinge wat Dani seker al gesê het of gedoen het in hierdie tyd. Dit is om van hierdie evangelie, hierdie kosbare evangelie, 'n totale bespotting te maak. Ek wil hê u moet nou self na hierdie bespotting luister. That's yet another question mark, Dani, as I listen to you. And I'm just really trying to be very honest and objective. You baptized 2 people over the telephone. That just sounds to me, belief is such a profound something. And you say I baptized 2 people over the telephone, and it kind of makes it sound superficial. So Hy het mense oor die telefoon gedoop. Nou mense, dit wil vir my klink na die eienskappe van 'n sekteleier, wat so beheer en 'n mag oor sy mense het, dat hy hulle nie sal stuur sodat iemand anders hulle gaan doop nie. Nee, hy moet hulle doop, al is dit oor die telefoon.
al is dit totaal onbybels. En mense, dit is totaal belaglik. As 'n mens net daaraan dink, wat 'n bespotting word daar nie van die evangelie gemaak nie. Nou wil ek net laastens vir u die snit speel van Dani se belydenis. En ek wil hê jy moet mooi hoor, want daarna gaan ek net so kort ietsie daaroor sê, en dan sluit ons hierdie produksie af. Die emosies wat jy beleef het, van eergister af tot gisterand. Ja, gisterand 12 uur, toe dit nou nie meer kan gebeur nie, toe ek weet die 24ste is nou verby. Toe het die trane warm oor my wange gevloei. Warm, my hart is stikkend, my hart is seer, en dit pyn, dis diep seer, dis 'n seer wat ek dink, ek nou weet hoe Petrus gevoel het toe die haan gekraai het. Daai pyn, jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, daai raadloosheid, daai weet nie watter kant en jy wil hardloop, maar jy weet nie waarheen nie. Jy wil vir almal sê, jy's jammer, almal wat seer gekry het, almal wat emosioneel skade gelei het, jy wil hulle net vasdruk en net sê, ek is regtig so jammer, dat ek het gemis het. En, Nou mense, as ons na Dani Botha luister, dan praat hy van, hy het 'n fout gemaak, en hy het misgevat. Maar nêrens hoor jy dat Dani Botha onder 'n absolute sonde oortuiging gekom het, dat hy teen God gesondig het, en teen die liggaam van Christus gesondig het nie. En dit is waarom die element van droefheid en berou en sondebewusheid by Dani ontbreek. Jy sien, as 'n mens na Dani se verweer luister, het hy homself eintlik meer verdedig as iets anders. Hy het nie sy sonde bely, wat hy eintlik moes gedoen het, maar hy was besig om sy saak te regverdig. En op die einde van die dag het hy nog steeds nie erken dat hy na verleidende geeste geluister het, dat hy besig was met die bedrieglikheid van sy eie hart, want hy staan nog steeds vol daarmee, dat hy van God gehoor het. Ek het nou nie daardie snit vir u gespeel nie, maar hy het vir Isak in soveel woorde gesê, al wat ek gesê het, is wat ek van God gehoor het. Met ander woorde, ek het niks anders gesê, as dit wat God vir my gesê het, om te sê nie. En deur dit wat hy gesê het hy eintlik vir God in die beskuldigde bank gesit. Want, u het vir my gesê, die 23ste en die 24ste, u het vir my gesê die verdrukking gaan plaasvind, u het vir my gesê u gaan kom, u het vir my gesê om die mense te gaan waarsku, en ek het dit gedoen, want ek het dit van u gehoor, maar u het u woord nie gehou nie. Dis eintlik wat Dani Botha sê. Dani Botha toon geen droefheid en geen berou, soos wat 2 Korintiërs 7 vers 10 vir ons duidelik sê, dat die droefheid volgens die wil van God lei tot 'n onberoulike bekering. En vir daardie rede vrees ek dat Dani Botha hom nie sal bekeer van sy dwaalweë en van sy valse profesieë nie. Wat nodig is vir iemand om hom waarlik te bekeer, is dat die droefheid volgens die wil van God in daardie persoon moet werk. Ek sien dit nie by Dani nie. Nou my geliefdes en vriende, kom ons bid vir Dani, dat God op 'n wonderbaarlike manier vir hom die sondigheid van dit waarmee hy besig was sal wys. Want hy moet sy sonde bely. Hy moet by 'n punt kom waar hy besef waarmee hy besig was. Mag die Here vir elkeen van ons dan genade gee, dat ons juis in hierdie tyd, waar Paulus so mooi vir Timoteus sê, dat in die laaste dae sal daar misleiding wees. In die laaste dae gaan daar 'n groot afval wees. En wat Christus self gesê het,
is dat in die laaste dae sal daar profete wees wat mense mislei. Kom ons bid dat ons nugter sal bly. En ek wil ook vir elkeen, en daarmee wil ek afsluit, wat Dani Botha so verdedig en van hom niks wil hoor nie, en voel dat ons hom met klippe gooi en ons oordeel hom, wil ek vir u sê, as u nog nie gered is nie, dan verstaan ek dat u so redeneer. Maar as u bely dat u 'n kind van God is, en u verdedig vir Dani Botha in hierdie ontsaglike groot sonde wat hy gepleeg het, om in die naam van die Here woorde in God se mond te lê, wat hy nie gesê het nie. Geliefdes, as u vir Dani Botha, ten spyte daarvan, dat hy bewys het hy is 'n valse profeet, en u verdedig hom nog steeds, sal u hart waarlik voor God moet ondersoek, want ek wil dit vir u sê, as die groot of die misleiers en die profete al hoe meer in hierdie laaste dae vorendag kom, staan u nie 'n kans om misleiding vry te spring nie. U is op pad na baie groot gevaar toe. Mag die Here vir ons genade gee. Vir u wat Dani Botha teëgegaan het en nog staan vir die waarheid en presies doen wat die skrif sê, soos wat Judas sê, en dit is dat ons sal stry vir die waarheid. Mag die Here vir u ryklik seën, en mag die Here vir ons nog manne en vroue opwek wat sal staan vir die waarheid en wat bereid sal wees om hierdie valse profete te gaan. Vir my sal Dani Botha my broer in die Here bly, maar hy sal ook vir my 'n valse profeet bly en 'n dwaalleraar, tot en met hy hom bekeer. Ek sal ongelukkig mense moet waarsku teen Dani Botha met sy valse profesie en sy dwaalleer. Mag die Here vir ons genade gee, sterkte, en ek bid dat die Here vir u, wat vir Dani Botha verdedig, genade sal gee, sodat u oë sal oopgaan. Mag die Here vir ons genade gee. Amen.